Vandag is uitspeel baie spesiale episode want ons gaan oor die draad speel saam met iemand wat in 'n ander program speel. Maar jy sal nou maar moet kyk om uit te vind waaroor gaan hierdie hele spelery. Sy is in die mix. Sy gooi kole. Ek seker daarvan sy gooi mielies ook. Maar eintlik is ons baie spesiale gas, mooiste Patricia Coetzee. Sy sing. Sy's 'n singer. Probeer. Patricia, jy het nou Voice voor ek nou die verkeerde goed sê. Voice of Namibië gewen. Yes, seisoen 8. Seisoen 8. Waar het hierdie singery begin? Was jy nog altyd 'n singmeisie? Ek dink ons almal begin maar in die shower. Ja. Dis waar ons almal begin. Ja. Of voor die speel met die borsel. Voor die speel of voor die TV as Adele of Rihanna of Beyoncé opkom en sy mos maar met die remote besig. Ja. Om saam te sing. Ja. Dit was in die begin maar net iets wat jy doen as jy verveeld is. Jy weet. Ja. En eendag toe sing ek in die kamer en my ouma kom stap verby en dis van, is dit jy of is dit die foon wat musiek speel? En van, Wow. ouma is ek, soos van, okay, maar in ons familie, ons loer maar eers bietjie, ons sê maar niksie. En ek dink gedurende COVID, waar ons almal so by die huis gelê het en ons het nie geweet wat om te doen nie, toe het iemand vir my gevra, wil jy nie inkom dat ons net gou 'n duet doen? Want hulle het iewers het iemand my gehoor sing ja. of stories loop mos maar so rond. Ja. En soos van daar af sê ek maar die gogga het my gebyt en musiek het my nou net meer en meer oorgevat in my lewe. So toe hierdie persoon vir jou vra vir die duet, het jy nog nooit saam met iemand gesing nie? Nog nooit. Net Ek was vir jou nog- ouma in die kamer. Yes, ek was nog nooit agter 'n mikrofoon gewees nie. Ek was nog nooit in 'n studio nie, nog nooit op 'n stage nie. Hy het my net genooi en het vir my stap vir stap deur alles gevat en daai was die eerste recorded liedjie van my en Wat was die liedjie se naam? Waaroor het dit gegaan? shoot, dit was is JP Sachs sing dit, 'n Ja. Engelse liedjie, ek kan nou nie die naam onthou nie. Maar dit is 'n love song soos mense maar sê. Oh wow. En jy het Ja. aanklank gevind by die liedjie. Yes, definitief. Ek dink as jy 'n kreatiewe mens is en as jy iemand is wat lief is vir musiek, is dit Ja. baie maklik om by 'n liedjie aan te klou. om Ja. ken te- Dit raak persoonlik, Yes. nee. Al het jy nou nie deur dit presies waaroor die mens gaan Ja. sing, deur dit gegaan nie. Jy Ja. kan somehow 'n connection maak en Ja. dan Jou plekkie inleef, vind, nee, yes. Patricia. Yes. Toe jy nou daar in die studio in die goed beland het en jy besef just dit is wat ek kan doen met my stem. Het jy ooit opleiding of hoe die pad na dit geloop? Na die opneming van die liedjie was dinge nou 'n bietjie stil. Ja. Ek dink nou dit en in 'n oomblik in 'n stilte het dit ook gevoel, okay, maybe it was just dit het net verbygekom. Ja, Is nou ja, klaar, ja. dit sal nie weer gebeur nie. Ja. En toe het een van my familiemense 'n video van my ingestuur vir Kanaal 7 se talentsoektog sonder dat ek geweet het. Wow. En toe kom ek in die top finalist van die finalist en toe hulle my kontak en sê jy's in die finals, soos ek van, nou wanneer het ek ingeskryf? Van ek ken nie Bly jou familie tog met jou. en ek is nou toe deur daar en dit was nou die eerste keer dat ek op 'n verhoog is en voor mense sing. En Sjoe. ek was braaf genoeg om die liedjie Jolene te kies van Dolly Oh, Parton. wow. Ja, dit is die ek dink persoonlik ek sing dit pragtig in die stort veral as jy earphones op het. Ja, as jy nie jouself kan hoor nie. As jy nie jouself kan hoor nie, dan klink dit baie verskriklik. Maar verskriklik mooi, maar in elk geval. So toe is jy op 'n verhoog. Waar was dit? Die Dit was nou by optrede. Droombos geweest. Dit was terug in 2022.
die Droombos, my eerste Nou optrede. die dag, nee. Dit voel soos nou die dag, maar op dieselfde tyd voel dit soos 10 jaar gelede. Ja, lang reis. En in die gehoor was iemand wat by Kanaal 7 ook werk en wat ook 'n sangskool het, wat na my toe gekom het agterna en gesê het, daar's iets in jou stem, maar dit moet nog ontwikkel. Ja, Jy moet nog jou ja. stem leer kry en sy het nou vir my oortuig om haar klasse te join. Dit was nou Alinda, sy werk Alinda, nou ek wil by nou vra, sy ja. werk nou by Kanaal 7 en sy is ook die eienaar van Voice of Namibia. Voice of Namibia. En Sy sy sing het nou self ook Alinda. yes, sy sing 'n baie pragtige stem, baie mooi mens ook. En sy het nou my hand gevat van 2022 saam met haar die stap gevat en 2023 die eerste keer Voice deelgeneem. Nie eers die top 10 gehaal nie. Sjoe, nie eers Maar nie. hier sit jy nou. Ja, alles het op 'n einde van die dag uitgewerk soos dit moes. Ja. As jy so jy klasse geneem. Waar fokus men dan want Alinda wat na daai agtergrond het, sy kon agterkom was goed wat mense moet oefen. Ja, Nee, is dit stemoefeninge wat jy doen? Is dit asemhaling? is alles. Is alles. Brian wat saam met my in the mix en gooi kolle doen het my ook gevra, as jy gebore met 'n stem of kan enige mens maar net leer om te sing. Ek wil ook weet. Toe sê ek vir hom om te sing is soos oefeninge. As jy nou 'n maraton gaan hardloop, jy kan net opstaan en dan 1 kilometer as jy nou die fikste mense. Jy moet jou spiere moet dit gewoond raak. Nou jou stembande is 'n spier. As jy dit leer om 'n noot te hou, dan kan jy dit doen. Vir sommige mense is hulle gebore met 'n klein stemmetjie, so dis bietjie makliker. Sommige mense moet maar van scratch af leer om te sing. Maar dit is nie onmoontlik nie, dis maar net oefeninge en wat jy oefen is jy leer om asem te haal. Jy moet jou oor ook oefen om note, die musiek te kan hoor wanneer dit 'n oktaaf hoër of laer gaan, wanneer dit so op en af gaan. Daar's klomp tegnieks wat jy moet leer en op 'n einde van die dag is dit nie net jou stem nie, want soos ek gesê het by Voice of Namibia, almal kan sing. As dit net op die sing was, dan het almal eerste plek gekry. Dit gaan oor hoe jy die verhoog oorvat. Wat jy aantrek speel 'n rol en ek was nog elke jaar geerken as die girl met die dress. So ek dink as jy confident voel in hoe jy lyk, dan gaan jy outomaties daai radiate. Yes. So dis wat jy op die verhoog doen, dis jou movements, dis jou eye contact, dis alles. Dat jy al die gehoor intrek, né? Yes, ek is spesiaal en ek sing wat ek voel Harry Styles gaan net vir my sing. Exactly. Ek het 'n trick geleer by my eerste jaar wat ek Voice gedoen het. Ons het elke jaar is daar 'n group act en een van die judges moet ons nou help om dit bymekaar te maak. En daai jaar het die een judge vir ons gesê, as jy die mense wil laat voel wat jy sing, gebruik jou hande. Dis soos 'n wave. As jy stoot, as jy genoeg so maak, gaan die mense begin saam met jou. So as jy weet hier kom 'n noot wat nou vir hulle moet vang, moet jy uitstoot. Dis hoekom as jy sien as Adele of Beyoncé sing, hulle se hande is altyd veral Beyoncé. Yes, so hulle stoot hy klank na jou toe. Wow. Want jou stem is dan met ander woorde wat jy nou gesê het, dis 'n spier en 'n instrument, nê, wat jy heeltyd moet oefen. Yes, jy moet hom warm hou, sterk hou, gesond hou. Have you ever wondered why Grandma keeps her money under the mattress? And why is Angela uninsured? The Namibia Financial Inclusion Survey 2025 will help us find all the answers. From 6 October till the 4th of November 2025, the Namibia Statistics Agency teams in uniforms with tablets will visit homes across all 14 regions to learn about financial access, informal banking and saving habits. Email us at info@nsa.org.na or at 061 431 3200. Ja. Sê gou hierdie wat jy nou gewen het, wat beteken dit nou? Gaan jy nou 'n recording doen? Ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie. Want ek is nog in Sit 'n opname. Een van die pryse wat ons gewen het. Eerstens is ek mos nou tot die volgende Voice toe gaan ek die titel nou dra en my bes probeer om vir Voice of Namibia uit te bring vir die mense wat nou nog nie van dit weet nie. Maar een van die groot pryse was nou, ek dink is 'n opname
Dink dis wat jy dit noem. opname, Yes. ja, is ja. By 'n recording studio in North Carolina, Rivers and Bridges. Hulle het op die oomblik North Carolina. in Amerika, USA, Okay, deur daar's oorkant hy. die see. Daar ver. Hulle het 'n baie groot projek. Ek dink 'n Suid-Afrikaanse dame wat in daai kant bly. Sy het 'n baie groot projek waar hulle 100 Afrikaans liedjies wil vrystel. En ek, die wenner van Voice en dan ook die wenner van Voice Kids, gaan een van hulle liedjies opneem. So hulle het nou klaar my liedjie gestuur. Is vir Afrikaans, dis 'n Afrikaanse projek. Yes, hulle wil 100 vir al Afrikaanse liedjies. Yes, en ek dink ons is soos 2 of 3 Namibian sangers wat op dit is. Die res is meestal Suid-Afrikaanse sangers. Mense soos Liani May is op dit. Wow! Wat is jou liedjie? Ek mag niks sê nie, so julle moet maar net ek wil hopefully gaan uitspeel die eerste een wees wat die liedjie dan nou vir julle laat vrystel. Net, is dit 'n liedjie waarvan jy hou? Yes, ek hoop. Hulle het vir my 3 liedjies gestuur om van te kies en dit was baie moeilik, maar hierdie een het in my hart gekruip. Maar ek dink is 'n liedjie wat jy in jou kar kan luister lankpad of by 'n braai kan luister of saam sing met jou earphones, jy ken. Ja. Ek dink Dit werk vir alles. dit werk vir alles en ek is opgewonde vir almal om dit te hoor. Sê gou Patricia, jy is Afrikaans. Alles is so Engels. Kies jy Afrikaans of is dit vir jou lekker om in Afrikaans te sing of Ek sing meestal Engels. ja. Ek dink Engels is meer gemaklik. Al is Afrikaans my eerste taal. Afrikaans Ja. is maar 'n triekie taal om veral as jy hom ordentlik wil praat Jep. en jy weet alles ordentlik wil uitspreek. So Engels is maar die default language wat jy maar net na toe Ja. gaan en dis meer gemakliker. My gunsteling tipe musiek is natuurlik country musiek. Ek hou van daai wow, okay. tradisionele country, en daai old school country, jou Don Williams, jou Alan Jackson, Don jou Kenny McKean, Rogers. Yes, Johnny Cash. exactly. Wat is die Denver ou se naam? Daar's so baie. John Denver. Yes. Country Road. Okay, ek gaan nie nou sê. Ek is langs 'n wenner. Patricia, wat ek ook wil vra, as jy skryf jy het gesê jy's 'n kreatiewe mens. Skryf jy jou eie liedjies? Is dit iets wat jy self graag sal wil doen? Henriette, Jy daar is gedigte daar iewers wat jy gedigte, so wegsteek yes. onder jou. ek het begin skryf voor ek begin sing het. Gedigte en kort stories geskryf van graad 5 af seker en dit mos nou graad 5 stories is mos maar graad 5 stories. Ja. Maar soos die jare het dit mos nou bietjie meer ingewikkeld geraak. Soos mense moet my sê dat dit nou meer, ek ken nie die idiome meer gebruik. Ja. Ek het seker soos 50 liedjies wat ek half geskryf het. Wow. Jy ken iets kom pop met in jou kop, as skryf jy dit vinnig af wat jy goue melody daar rekord jy op jou foon sodat jy nie vergeet nie Ja. en dan stop dit net daar en dan it just never goes on, maar hopefully een van die dae kan ek een van hulle klaar skryf. Is dit moeilik? Dis wat ek wil weet. Want jy kry liedjieskrywers. Ek weet nou nie, jy moet my nou reg help met dit. Kan jy 'n liedjieskrywer wees sonder daar's mense wat bekend is as liedjieskrywers. En ek dink soos Elton John en al daai, hulle het spesifieke mense, Lorika Raug, Ja. spesifieke mense wat se liedjies, wie se liedjies hulle sing. Is dit moeilik om as jy 'n liedjie skryf of as jy daai goed wat jy nou sê so oppop, is dit eers die woorde en dan kom die melodie by of hoe werk dit? Elke sanger of skrywer het maar hulle eie manier om musiek op te neem. Ek ken 'n paar mense wat net woorde neerskryf en dan figure hulle die melody later uit. Dan kry jy weer skrywers en sangers wat net 'n melody in hulle kop het en dan kom die woorde agterna. Hulle weet hoe dit moet klink, maar hulle weet nog nie wat word gesê nie. Ja. So elkeen het maar hulle eie proses en eie manier van dinge doen. En ek dink jy seker as jy skryf, dan dink jy hierdie gaan nou nie 'n rock song wees nie. Dit gaan nou daai ou wat ry in sy vragmotor en sy hond is dood en sy vrou het hom gelos. Daai die country liedjies. Hoekom hou jy so van country liedjies? Is van ek groot geraak het. Dis wat ek eers geleer ken het en ek dink daar's net iets van country wat jou net na 'n ander plek toe vat. Dit voel vir my voel dit ek's in 'n movie as ek my earphones op sy hart te maak en ek listen vir Dolly haar hart uitsing. Ek voel ek is in 'n movie. So, is waar en dit vertel stories. Yes. Ek dink dit is anders van vandag se ek nou nie almal nie, maar van moderne liedjies, nê? Ons het nou heeltyd gepraat van die tydse sangers. Maar dit is so asof dit moet rym. Blaas my bal, ek wil val.
Hop, Jy hop, gee my spinnekop. gal. Nee, asseblief, nee. Dit is maar baie weinig wat jy nog musiek kry wat 'n storie vertel. Ek ken 'n storie wat sin maak. Ja. Daar is mense daar buite wat dit nog steeds vandag doen, maar soos ek sê, dit is nou baie meer weinig dat jy dit Ja. hoor of sien. Ja, dit is maar jy gaan dit alles nou verander. Probeer. Wat ek nogal weet is jou gunsteling, jy's nou baie lief vir die country genre, maar toe jy het nou vir Dolly al gesing, jy het genoem Beyoncé, wie is soos tipe van 'n sanger waarna jy opkyk? Dit gaan meer as 'n skok kom, maar ek dink die mense verwag hierdie antwoord nie. Vir my is dit Frankie Valli. Wow! Yes. Ja. Ek het die musical gekyk so 'n paar jaar terug en dit het my net gecaptivate en ek kind of gedig in sy storie in, Ja. sy musiek geleer ken, hy in die Four Seasons. Ja. En dit het net vir my uitgestaan. Ja. So vir die langste tyd was hy nog altyd die een sanger waarna ek opgekyk het. Ja, en die manier van sy liedjies En sy klank stem, aan sy yes, dis stem, alles so ja. uniek en Alles so stap mooi en saam, skoon, ja. so Ja. definitief Frankie Valli. Ek dink mense het gewag ek sal 'n Beyoncé of 'n Adele sê. Nee, alles. Ja, dis eintlik jammer dat hulle name altyd eerste opkom terwyl daar sulke goeie Ja, iemand soos Ed Sheeran, ja, ons is nou Sheeran. Sharon, ek sê Hy- Sharon. Hy's Né? 'n vir my 'n briljante liedjie-skrywer. Ek Yes. smaak sy musiek want hy het nou 'n bietjie gaan dink. Verstaan jy? Hy het nou nie net Ja, hy het 'n dop bietjie gegooi gedagte en- ingesit in wat Ja, hy sê. Daar's moeite in wat Ja. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Goeiedag almal. Ek is Marita, Patricia se mammie. Net so 'n bietjie agtergrond van wie Patricia is. As kind was sy baie skam. Sy was teruggetrokke. Maar ons het geweet sy het 'n talent, maar nie vir sing nie. Sy het baie mooi geteken. Sy het gedigte geskryf, sy het stories geskryf. Dis seker hoekom sy 'n joernalis is vandag. Maar ons het nooit gedink sy sing was een van die talente nie. Sy het nou wel geham op haar tyd, maar ons het dit ernstig opgevat het. Tot 'n dag wat sy daai liedjie van Ellen Jackson, The Old Dayke, het begin sing het. Toe is agtergekom, maar hier lê talent. En toe het sy eendag ook sonder enige musiek, sonder enige agtergrond, het sy vir ons kom sing terwyl ons gelê het, ek en haar pa. I thank you Lord. Dit het trane in ons oë gebring. En so het sy later ingeskryf vir kompetisies en klasse begin loop om haar musiek, haar stem te oefen en harde werk het sy ingesit. En kyk, waar staan sy vandag? So niks is onmoontlik nie. Jou talent moet net geslyp raak en sy het dit gedoen. Baie trots op haar. Wenner van Voice of Namibia. Dankie. Hallo, Owen van Rooi hier, verloof aan Patricia Coetzee, wenner van Voice of Namibia 2025. Jo, what an exciting journey it was. Ek moet sê, as ek begin van die begin af, Patricia het deelgeneem, maar eerste keer het sy nie eers die top 10 gehaal nie. Dit was 3-4 jaar terug, as ek reg kan onthou. Het sy nie eers die top 10 gehaal nie. Baie goed gedoen en dit is sonder enige vocal training of vocal coaching wat sy gehad het. Van daar af het sy besluit, okay nee, sy vat hierdie dingetjie ernstig op en sy gaan doen vocal coaching en haar stem het ongelooflik gegroei van daai dag af. Iemand wat agter in die background altyd was, iemand wat eers musiek ken of regtig 'n oor het vir musiekie,
kon ek regtig agterkom hoe haar stem so stuk vir stuk net verbeter en verbeter. Sy is 'n singer at heart, as 'n mens so kan sê. Sy het Amerika toe gegaan, op 'n world stage gegaan perform, baie goed daar gedoen en ek dink dit het haar die confidence ook gegee om hierdie jaar Voice of Namibia toe te gaan en haar regtig haar alles te gaan gee. Ek is baie excited vir haar. Ek het eintlik geweet sy gaan wen. Nie net omdat ek verloof aan haar is nie, maar omdat sy so 'n powerful stem het. Toe ons hoor daar was 'n tie gewees tussen eerste plek en tweede plek, het ek geweet sy is daarin en toe ek hoor saam met wie sy getaai het, hy meisie het 'n baie sterk stem. Ek sal ook nie lieg nie, ek was bietjie op my senuwees gewees vir haar van ek het vir haar 'n Coke gekoop, sy het 'n paai geëet en sy het altyd gesê mens eet en drink nie Coke of gaskoeldrank voor jy perform. So ek het bietjie op my senuwees geraak. Ek het gewonder het ek nou hierdie ding vir haar opgemors. Maar ja, sy het gegaan en sy het gedeliver. Sy het regtig fenomenaal gesing. Die meisie wat tweede gekom het, moet ek ook sê baie sterk stem ook gehad. Maar op 'n einde van die dag het Patricia die oorwinning gehad. Baie excited vir haar. Patricia, jou drome vir die toekoms, jou sangdrome. Wat is dit wat jy nog graag wil doen? Okay, ek wil nou nie die volgende Beyoncé wees nie. Ek dink ek is nog steeds jy's 'n bietjie van 'n private mens, so ek wil nou nie daai so oop in die publiek wees nie, maar vir my in die toekoms as ek musiek voltyds kan doen iewers op 'n punt, net hier in Namibia, jy weet, net dinge rustig vat. Sal dit vir my amazing wees en natuurlik my eie liedjies daar uitkry. Vir my was nog altyd 'n droom om eendag in Kossie Jango te sit en dan is dit op die radio en dan kom boem my liedjie kom net op. Dit gaan gebeur. Ek hoop so. Dit gaan. Iemand met wie jy dit gaan gebeur. Iemand met wie jy graag 'n verhoog sou wou deel. Sjoe, Frankie Valley hiernatoe kan kom het, dit sou wat fyn gewees het. Nee, ons is tot Frankie moet nou daai kant staan. Is daar iemand in Namibië wat jy graag 'n verhoog sou wil deel? Believe it or not, ek het nog nie eers saam met Alinda gesing nie. So as ek saam met Alinda 'n verhoog kan aanvat, sal dit vir my wonderlik wees. Dit is dalk 'n idee vir 'n uitspeelkonsert. Definitief. Ek dink Alinda sal keen wees vir dit. Ja, en Alinda. Maar onthou net jy staan voor en Alinda moet hierso staan. Die ding van Alinda is Alinda weet wanneer dit tyd is om vir iemand anders ook 'n spotlight te gee en wat is wat daar so awesome maak. Yes, dis wat haar 'n wonderlike coach maak. Sy hou jou nie terug nie, sy wil jou vorentoe. Exactly. Sy is iemand wat ek dink sy is dit 'n passie om vir mense die platform te gee om hulle self te kan express en hulle talente te kan wys. En sy is nie bang om terug te tree sodat jy jouself kan uitgooi. Dat jy die verhoog kan vat nie. Hoe lank is ek nou ek sien almekaar se laaste vraag, maar ek wil weet hoe lank is Voice of Namibia nou al 'n hele tydjie aan, nê? Soos ek sê 8 jaar nou, dis die 8ste jaar seisoen 8. En daar is nie, ek dink dis die groot ding in Namibië, daar's nie regtig blootstelling. Ja, dat hulle heeltyd dieselfde mense gebruik, nê. Weet hierdie jaar was daar 'n klomp nuwe gesigte. Ek dink is 4 of 5 wat gerepeat het. So dit was awesome om 'n klomp nuwe mense te sien. En ek dink Voice, yes, Voice vat 'n tyd dit nog nie sy naam like bold gemaak in Namibië nie, maar ek hoop ek kan dit doen vir Voice. Ek hoop ek kan dit meer blootstel aan die mense. Want ek glo daar's klomp talent wat nog nie daarvan weet nie, wat as hulle hierdie kans kry, dan sal hulle alles gee op dit. Dis net daai platform. Dis soos daai wat mense dit 'n soapbox. Jy moet net 'n boks hê om te staan en dat iemand jou kyk en dat jy letterlik en figuurlik gehoor word, nee. Yes, en soos Alinda gesê het, ongelukkig kan daar net een wenner wees elke jaar, maar jy stap nooit leeg uit die kompetisie uit, want jy leer so baie van jouself, jy leer van jou medesanger en sangeresse af en die judges gee altyd kommentaar terug wat jou kan help bou. So jy loop nooit leeg weg van die kompetisie af. Daar's groei, né? Persoonlike groei veral, né? Ja, definitief. Ons gaan ure gesels. Patricia dit is nou haar debuut nou hier. So op uitspeel gaan ons haar Afrikaanse liedjies sit en as sy haar nie 'n plaat nie, wat het ons gesê, wat is dit? Irene agter die kamera, wat is die Afrikaans vir 'n recording? Opname, yes. Ons gaan dit alles hier op uitspeel. Dit was 'n groot voorreg en ons wens jou baie sukses vorentoe en ek weet dit gaan sukses. Dankie Patricia.
Okay, Patricia gaan nou vir my vat en vir 'n sangles. So as jy al weer sien, gaan sy dalk frons tussen hierdie mooi oë en alles hê. Patricia, sien jy kans om my te leer sing? I'm up for any challenge. So die volgende episode van Uitspeel sal Henry het die intro sing vir julle. Maar ek wil sing, wat is daai ding van Whitney Houston? Houston. Wat is die Ja. van? Houston, Ja, ja. en ek is actually 'n baie groot fan van Whitney. Daai and I, daai ding wat Yeah, we'll always dan begin love alles you. so trill. Yes. Yes. Sy gaan nou vir my stem leer trill. Ons moet eers vocal warm-ups doen. Ons gaan So Henry het met baie diep praat in die chest en met baie diep praat. Maak die stem warm. groete van Uitspeel. Henriette en Patricia. Totsiens.